En gehoor welkom te sê, baie welkom. Ons vertrou dat julle die diens saam met ons gaan geniet vanoggend. Ek wil graag met jou skrifgedeelte deel en dan gaan ek vir Clinton vra om vorentoe te kom. Die woord sê in 1 Petrus 4 vers 9 tot 11 sê dit: Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. Het iemand gekla vanoggend? Het jou vrou gekla pad kerk toe vanoggend? Net myne. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen na mate hy 'n genadegawe ontvang het die ander een dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God in hom verleen. En ons het, toe ek hierdie skrif lees, besef dat ons het die voorreg as Hallo Kerk familie om vanoggend vir Clinton hier te hê vir 'n tweede Sondag as jy my kan opkom, Clinton. En die woord sê dit, om die gemeente te dien, moet hy dien met krag wat God verleen, en so moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in ewigheid. So verheerlik ons hom. En dis my voorreg, wanneer ek weet, wanneer ons iemand weer die woord kom bedien vanoggend, en my hart is aangeraak in hierdie week, vir verskeie redes, en ek wil jou sommer net kom eer, en Hallo Kerk, familie wil jou eer. Dankie vir jou tyd. Dankie dat jy weg is van jou familie. Dankie dat jy gehoorsaam is in die roep in jou lewe. Dis vir ons 'n voorreg. Kom ons gee vir Clinton 'n lekker hande klap. Baie dankie. Ek gaan vra dat jy jou hande uitsteek. Ons gaan hom ontvang. Papa Vader, dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vanoggend vir Clinton te kan ontvang. En Here, dankie dat elke oog sal sien, dat elke hart sal weet dat U koning is, dat U hier is. Ek dank U, Vader, dat ons weet dat die salwing die juke breek, en dis my gebed vanoggend, dat elke juk sal breek, dat ons harte gereed sal wees om te ontvang dit wat U vir ons het. Ons seën hom, ons spreek 'n seën oor hom, oor sy familie, oor sy kinders, en ek dank U, Vader, die hand van guns en genade op hulle rus. Ons bid dit in Jesus naam en almal sê Amen. 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 Goeiemôre, dankie Eckhart. Die week in Suid-Afrika was ongelooflik. Dit is verskriklik lekker om weer koeksisters te eet wat nie uitgedroog is nie. Ek loop elke keer na 'n Suid-Afrikaanse winkel toe in Australië met die hoop dat ek 'n ordentlike koeksister gaan kry, en dan stap ek verskriklik teleurgestel daar weg, want hulle glo nie aan die ding moet hard wees buite en nat wees binne nie. Nee, dit is net hoe hy moet wees. As jy so breek, moet alles net, jy moet vuil word as jy 'n koeksister eet. Is 'n groot voorreg om vanoggend saam met julle te wees. Ek is bitter opgewonde oor dit wat ek vanoggend wil deel. Maar voor ons dit doen, wil ek net vinnig vir julle 'n prentjie wys vir my gesin. Ek hoop hy het dit gemaak. Hulle lyk nie regtig so pixelated nie. Hulle het my gestuur om vir hulle nagklere te koop. En toe dog ek gaan een kans in my lewe hê om hierdie aan hulle te doen. En dit is die uiteinde van dit. My vrou is die een aan daai kant, my oudste dogter in die middel, my tweede oudste, en dan my klein prinsesie. En ek wil net vanoggend vir julle 3-4 sê, ek is uit my hart uit lief vir julle as julle kyk. Ek mis julle, baie. So. Ek wil vanoggend met jou praat oor maak 'n verskil. 'n baie bekende skrifgedeelte is Johannes 3 vers 16 tot 17. En ek glo met my hele hart, meeste van ons wat hierso sit, sal hierdie vers uit ons kop uit kan quoteer. Wat sê hy? Want so lief het God die wêreld gehad. Weet jy, as ek baie keer luister na hoe ons oor die wêreld voel, dan kan ek nie die twee met mekaar vereenselwig, dat God die wêreld lief het en ons haat die wêreld nie. Dink gou 'n bietjie daaraan. As ons praat oor die wêreld, wat kom uit ons mond uit? Dis asof ons nog nie in ons harte ge-align is met God se hart vir die wêreld nie. God begin deur te sê, hy het hierdie wêreld lief. Hy het nie net die kerk lief nie. Hy het nie net die ouens en die mans en vrouens wat kies om hulle self te belyn met Jesus lief nie. Hy het hierdie wêreld lief. Hoe lief het hy die wêreld gehad? Dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Vers 17 is met die mooi gedeelte. Hy sê, want God het sy seun in hierdie wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie. Dink gou 'n bietjie daaraan. Julle, wat was vir my interessant toe COVID tref? Hoeveel Christene het gekom in hierdie wêreld veroordeel?
Hoeveel Christene het gekom en gesê, dit is nou die straf wat die Here in hierdie wêreld instuur. Wat se Bybel lees jy? Nee. Wat verstaan jy nie van Jesus nie? Ek weet, al die ouens het Oud-testamentiese profesie, wat eintlik baie kontekstueel in die Ou Testament was. God se boodskap aan ons laasweek in Hebreërs 1 vers 1 tot 3 is dat in hierdie laaste dae het God met ons kom praat deur sy Seun. Jesus is God se kommunikasie in ons. En wat kommunikeer God aan ons? Hy sê vir ons dat hy sy Seun in hierdie wêreld ingestuur het, sodat hierdie wêreld nie veroordeel sal wees nie. Maar dat die wêreld deur hom gered sal word. God se hart is vir hierdie wêreld. Sien, die groot vraag wat ek en jy elke dag moet beantwoord, is hoe benader ek my wêreld? Julle, ek het in 'n kerk groot geword waar ons het elke Sondagoggend 'n diens gehad, het so 'n bietjie lering gehad, het elke Sondag aand het ons 'n preek gehad oor 'n padkoubus wat jou gaan doodry. Ek weet nie wie van julle het in daai kerke groot geword nie. Nee, elke Sondag aand was dit 'n evangeliese boodskap en daai padkoubus is die gevaarlikste bloody bus in die wêreld. Nee. Want as jy uit hierdie kerk het gaan die padkoubus jou tref. En waartoe gaan jy? En ons het so 'n boodskap geglo dat die enigste goeie ding van hierdie wêreld is die feit dat ek eendag hierdie wêreld gaan los. Dat ek eendag van hierdie wêreld weg gaan. Dat die boodskap van die evangelie is daarin opgesluit dat jy gaan iewers tot bekering kom en as 'n jong mens het dit glad nie vir my goed geklink nie. Want ek het op 'n jong ouderdom vir die eerste keer tot bekering gekom, maar ek het glad nie van die bekeringsoomblik gehou nie, want dit het beteken dat ek nou vir die volgende 60 jaar moet wag en ek mag niks goeds doen nie of lekkers doen nie totdat die padkoubus my eendag kom haal. Nee? Waar eintlik is hierdie wêreld die uitnodiging om te kom uitleef dit wat God in jou hart gesit het om redding te bring na 'n wêreld wat dit so nodig het. So ons het 'n klomp verskillende benaderinge van hoe ons die wêreld benader. Die eerste een is wat ek noem die anti-benadering, nê? Wat jy baie in die kerk sien. Dis asof die wêreld so sleg is en ons is goed en daar's 'n baie duidelike skeiding tussen ons en die wêreld. Die tweede een is wat ons noem die pro-benadering, waar die kerk so deel is van die wêreld dat daar eintlik geen onderskeid is tussen die twee nie. Die wêreld se waardes bepaal dit wat in die kerk aangaan en ek glo ook nie dit is wat God vir ons bestem het nie. Die derde een is wat ek noem die inkarnasie benadering. Nee. Die inkarnasie benadering sê dat ons die koninkryk van God van die hemel na aarde toe moet bring in hierdie wêreld. Is dit nie vir jou interessant dat toe Jesus ons leer om te bid, was daar geen verwysing na Here, help ons dat ons hemel toe gaan so gou as moontlik nie. Dis nie wat hy bid nie. Wat bid hy? Hy sê, Here, help ons dat u koninkryk kom en u wil geskied, waar? Soos in die hemel, so ook op die aarde. Dink julle Jesus was onseker as 'n mens? As seun van God. Dink julle dat hy daai gebed gebid net as een of ander profetiese mooi vertroostingswoord? Of dink jy hy het eintlik geglo wat hy gebid het op daai oomblik? Dat toe hy sê, ek wil hê julle moet elke keer wat julle bid aan hieraan dink, dat die koninkryk van God sal kom op aarde soos wat dit in die hemel is. Sien, dit kan ons in 'n bietjie van 'n dilemma sit, dat daar baie keer dinge gebeur waar ons in die kerkwêreld bewus word van God se intensie, God se hart, God se begeerte. En dan loop ons uit in die wêreld en ons sien dat dinge nie so uitwerk nie. Ek het laasweek gesê dat ons na 2 minute amper gehijack is. Is dit hemel op aarde? Nee. Maar as 'n ander prentjie, dis die woord amper. God se beskerming dat ons nie gehijack is nie. God se goedheid, dat dit nie met ons gebeur het nie. Ek kan kyk na, die wêreld is so sleg, dit het amper gebeur, of ek kan sy goedheid in die oomblik sien dat hy my bewaar het. So, ek wil jou 'n bietjie vra om na hierdie prentjie te kyk. Want ons kan nie die wêreld beïnvloed as ons nie verstaan dat God eerstens
in 'n individu werk nie. So die heel eerste prentjie van hoe ek my wêreld moet beïnvloed, as jy na die volgende slide toe kan gaan, is die feit dat God eers in jou iets wil doen. Weet jy, dit is een van die mooi gedagtes, die liedjie wat ons gesing het, kom uit een van die, wat is 'n parable in Afrikaans? Gelykenis, magtig, ontgaan hy my nou. Kom uit 'n gelykenis van die verlore seun. Weet jy wat is een van die mooiste prentjies van die verlore seun? Ons verstaan nie altyd die beeldspraak wat Jesus gebruik terwyl hy hierdie prentjies verduidelik nie, hierdie gelykenisse verduidelik nie, maar die Bybel sê dat toe die pa sy seun sien aankom. Nou jy moet verstaan dat die ouderlinge by die hek gestaan het, hulle elke keer wat mense inkom, moes hulle bepaal wie kom in, wie kom uit, hulle was die gatekeepers gewees van dit wat in die stad sou aangaan. En toe die pa die seun sien aankom, doen hy twee goeders. Eerstens, 'n middeleeuse persoon, of 'n oosterse persoon, man, sal nooit hardloop nie. Dis 'n teken van vernedering as jy hardloop. Daar was iets van 'n grasie in hulle, dat hulle loop oral waar hulle gaan. Die eerste ding wat hy doen is, hy sê ek kies vernedering om by my seun uit te kom. Die vraag is, hoekom wou hy eers by sy seun uitkom? Weet julle, daar was 'n gebruik gewees, dat as iemand soos 'n verlore seun sou terugkom en hy het sy pa verneder deur sy sy erfenis te gaan spandeer en teruggekom het die ouderlinge van die stad eerste na daai persoon gegaan en hulle het 'n kleibak gevat, 'n kleipot gevat en gebreek en gesê, soos wat hierdie pot gebreek is, so het jy die verhouding gebreek tussen ons en jou, jy is nie meer welkom hierso nie. En Jesus vertel die storie van hoe 'n pa hardloop, voordat die ouderlinge by die seun kan kom en sê die pot is gebreek, jy kan nie inkom nie, trek hy vir hom 'n kleed aan en hy wys vir hulle dat hierdie seun welkom is in sy huis. Dat dit wat veroordeling en dit wat skuld en dit wat skaamte sou bring, hardloop die pa kies vernedering en hy sê, ek gaan nie toelaat dat enige iemand die pot breek om te wys dat my seun nie welkom is in my huis nie. Dis 'n prentjie van God wat sê, ek wil in jou, ek wil in die ek iets kom doen. Die tweede ding is wat ons moet verstaan is, God wil deur die kerk iets doen. En dis hoekom ons hier is. En kan ek jou asseblief vra, jy is nie net hier om Sondag na Sondag na Sondag in 'n kerk te kom sit en te kom hoor wat Jesus vir jou doen nie. Die grootste ding wat ons in ons harte moet verstaan is dat jy is deel van God se plan vir hierdie wêreld. Dat God het jou gered, God het jou lewe bymekaar kom hou, hy beskerm jou, hy is lief vir jou, hy het genade wat hy oor jou lewe uitstort, maar deel van dit is dat jy deel vorm van 'n familie, nie net om te kom kry nie, maar ook om te gee. En waar gee ons? Nie net in die kerk nie. Ons gee in die wêreld. Maar hoe ons die wêreld sien, maak 'n groot verskil. Ek wil gou vir jou 'n paar prentjies wys. Sit gou vir my die volgende slide op asseblief. Kyk gou hierna. Wie van julle sien dat daai sirkels beweeg? Steek gou op jou hand. Okay, wie van julle dink daai sirkels is stil? Staan stil. Okay. Sê gou op. Wie dink hy beweeg? Wie dink dit staan stil? Een gehoor. Selfe prentjie. Ek flip nie tussen die slides nie. Kan dit wees dat ons na dieselfde prentjie kyk en twee verskillende goed sien? Kom ons gaan na 'n volgende ene. Kyk gou na die spasie tussen die blokkies. Wie sien grys sirkels tussen die blokke? Steek gou op jou hand. Eckhart, ek's bekommerd oor jou. Jy sien niks. Wie sien niks tussen daai blokkies nie? Okay, wie sien sirkels? Dis grys sirkels. Is daar grys sirkels? Wie sien grys sirkels? Is daar sirkels? So sien jy iets, maar jy sien daar nie. Dis baie keer hoe mense kies, hulle troumaat kies. Hulle sien iets, maar jy sien daar nie. Nee, is een van die beste stukke advies, jong mense, as jy wil trou, dit wat jy sien is wat daar is. Kom ek vat nog 'n prentjie, laaste ene. Wie sien 'n ou man in die prentjie? Steek op jou hand. Wie sien 'n perd? Wie sien iemand op die perd? Wie sien 'n rivier wat daar gaan? Okay. Wie sien 'n persoon wat langs die rivier lê? Wie sien 'n padda? Daar is nie 'n padda nie. Ek wil net sê, julle is heeltemal te kreatief. Enigiemand wat 'n padda daar sien, ek wil net sê, ons moet praat na die tyd. Net weer die prentjie van jy kan na een ding kyk
en soveel verskillende goed sien. Weet jy, Jesus in Johannes 17, toe hy met ons praat, dit is die hoëpriesterlike gebed, dis die gebed wat ons opset om, net voordat hy hemel toe gaan, kom hy en hy letterlik kom charge ons met hierdie, en hy sê vir sy disippels, dis 'n gebed wat hy bid, soos u, sy Vader, my Jesus gestuur het in die wêreld, het ek hulle ook gestuur in die wêreld. God, soos wat God my gestuur het, sê Jesus, so stuur ek jou. Vat gou jou hand, sit hom op jou bors en sê, God, stuur my. Dis deel van sy prentjie. Sien, ons het altyd geglo dat die boodskap van die evangelie net 'n reddingsboodskap was. En 'n reddingsboodskap is tipies, ons kom in, ons haal hulle uit en ons vat hulle weg. Maar eintlik is dit nie die verhaal van die evangelie nie. Die evangelie is 'n transformasieboodskap. Dat ek kom en ek transformeer die individu, ek sit hom in 'n familie en ons gaan verander die wêreld. Dis nie net 'n reddingsstorie nie. Dis 'n storie van transformasie. En reg deur die Nuwe Testament sien ons hoe mense wat baie minder resources gehad het as die res van die volke op die aarde, iets gaan doen het, hulle die wêreld getransformeer deur liefde. En ons gaan vanoggend na 'n spesifieke gedeelte in die boek Jeremia kyk. Jeremia, baie interessante storie. Hulle sê sy lewe het bietjie gekonnekt aan Daniël se lewe. Dit was in daai selfde tyd van die storie wat ons laasweek na gekyk het van Zerubabel en Joshua en Sagaria die profeet. So dit was 'n baie interessante, seker een van die moeilikste tye in die geskiedenis van Israel. As daar iets verkeerd kon gaan, het dit in daai oomblik verkeerd gegaan. En is in die boek van Jeremia wat ons hierdie ongelooflike versie kry. Jeremia 29 vers 11. Wat sê hy? Ons ken hom. Dis ons bumper sticker ene. Sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Sê gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Wie het al ooit daai gedeelte oor sy of haar lewe of oor mense waarvoor jy lief is gequoteer? Ek het. Dis 'n gedeelte wat ons gereeld bid oor mekaar. Dat die Here se gedagtes vir ons is gedagtes van vrede. Wat beteken vrede? Dat daar niks gebreek in jou lewe sal wees nie. Dat al die stukkende gedeeltes by mekaar sal uitkom. So dit is God se hart vir jou. Dat daar geen onheil oor jou lewe sal wees nie, dat jou toekoms hoopvol sal wees. Vir wie sê hy dit? Vir Israel, terwyl hulle in ballingskap in Babylon is. So kan dit wees dat ons in 'n verskriklike negatiewe situasie sit, dat God vir ons sê, in die midde van daai situasie, waar dit lyk asof daar onheil is, wat jou hele lewe oortrek, waar dit lyk asof daar geen vrede is nie, en waar jy glo dat daar geen hoop is nie, kan dit wees dat my gedagtes vir jou, in daai situasie, gedagtes van vrede, van hoop, en van beskerming sal wees. Nou kom ons kyk die konteks, want dis die een wat ons nie altyd verstaan nie. Vir wie sê Jesus dit? Jeremia 29 vers 4, of vir wie sê God dit? Dis obviously vir die ouens wat in ballingskap ingevoer is. Hy kom in Jeremia 29 vers 4, dit is alles wat aanleiding gee tot vers 11. Hy sê vir hulle, so sê die Here van die leerskare. Nou ek dink baie prakties oor die Bybel. Kyk net in jou gedagtes en sê vir jouself, wie praat op hierdie oomblik? Dis God wat praat. Stem julle saam? So God voel baie ernstig oor die saak dat hy geïdentifiseer moet word as die een wat hierso kommunikeer. Want hy sê, so sê die Here van die leerskare, die God van Israel, aan al die ballinge wat ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het. Hier is 'n probleem. Wie het Israel na Babylon af laat wegvoer? Ek hoor niks. Wie? God. Wie dink julle, wie het Israel blameer? Babylonie? Nee. Dat die Israeliete was so oortuig dat hierdie die werk is van die vyand, dat hulle nooit eers in hulle gedagtes dit kon vereenselwig, dat God verantwoordelik is vir die feit dat hulle uit Israel in ballingskap weggevoer is na Babylonie toe nie.
So kan dit wees dat ons op die oomblik in die situasie sit presies waar ons is, omdat God ons bestem het om daar te wees. Kan dit wees dat God se hart vir jou op hierdie oomblik in jou lewe nie 'n gedagte is dat jy gaan weghardloop, gaan vlug, 'n pad uit iewers te moet kry nie, maar dat jy is presies waar jy is, omdat God jou daar wil hê. Hier is 'n storie dat op 'n stadium kom die Babiloniërs na die Israeliete op die oewer van 'n rivier. En hulle sê vir hulle, jy kan dit in die Psalms lees, sing vir ons 'n liedjie van julle weldade en alles wat in Israel gebeur het. Boney M, wie van julle kan nog Boney M onthou? Ek was so teleurgesteld, nou dag hoor ek hulle het deeltyd gelipsync, die skurke. Hulle het 'n liedjie gesing. Wat was dit? By the rivers of Babylon, né? Waaroor gaan dit? Dit gaan oor die Babiloniërs wat sê, sing vir ons 'n liedjie wat vir ons praat van die weldade van dit wat in julle wêreld gebeur, en hulle sê, hoe kan ons 'n liedjie sing van eer na ons God in 'n vreemde land? Hulle kon nie eers worship in 'n vreemde land nie, want hulle was so oortuig dat dit die vyand was wat dit aan hulle gedoen het. En jy kan dink, 'n tipiese Israeliet, ons sien vandag die tension wat in die Midde-Ooste aangaan, nee. Dat hulle sien dit nie net as die mens as die vyand nie, hulle sien dit as 'n geestelike vyand. So dit is die ergste definisie van die vyand wat iets aan ons lewe kom doen het. En wat sou hulle wou doen as Israeliete? Hulle sou so gou as moontlik uit Babilonië uitkom terug Israel toe. Stem julle saam? Dat hulle grootste begeerte, hulle gebede en alles was gefokus om, Here, kom red ons en vat ons net asseblief terug Israel toe. Jeremia se groot uitdaging was, daar was 'n klomp ander doemprofete of eintlik ander profete wat konstant na die Israeliete toe gegaan het en gesê het, hoorie, oor 'n week gaan die Here ons red. Oor 2 weke gaan die Here ons red. As die son op daai plek opkom en as dit gebeur, gaan die Here ons red. Ek weet nie hoeveel van julle, ek kry gereeld sulke e-posse of video's van een of ander wille Suid-Afrikaner wat nou kyk na die Ou Testamentiese profete en nou gaan alles verander. En dan is ons, regtig? Glo julle dit eintlik? Want hier is die realiteit. Dat daai doemprofete of daai profete wat letterlik probeer sê dit wat die mense beter sou laat voel, was nie die profete wat God gestuur het nie. Wie was die profeet wat in die Bybel geken word? Jeremia. En wat is Jeremia se boodskap? Julle is in Babylon omdat God julle daar geplaas het. So wat doen ons in Babylon? Die eerste ding wat hy sê is, bou huise en woon. Wat beteken dit? Sê, julle gaan nie hierso soos tentbewoners wees nie. Hy sê vir hulle, julle gaan 'n lang ruk in hierdie situasie wees. Julle gaan julleself in hierdie situasie vir nog 'n hele ruk bevind. So maak jouself gereed, bou huise en woon daarin. Nou dit is nie 'n lekker boodskap om te hoor. As jy 'n klomp ander ouens het wat rondhardloop en sê, een van die dae is julle hier uit nie. Vra gou vir jouself eerlik, wie sou jy wou glo? Jeremia of die ander squad wat rondhardloop met 'n mooi boodskapie? Wie sou jy wou glo? Maar vra vir jouself hierdie ding, wie stuur God? En wat is die boodskap wat God sy vingerdruk af op sit en sê, hierdie is wat ek bou huise en woon. Wat beteken dit? Hy sê vir hulle, julle gaan julleself geografies in 'n gebied vestig. Julle gaan geografies teenwoordig word in hierdie gebied. As ons dink aan ons wêreld, as ons dink aan die wêreld wat God ons op hierdie oomblik geplaas het, dis die eerste ding wat jy vir jouself moet sê, hoorie, dit is dalk nie die wêreld wat ek gehoop het nie. Dit is 'n wêreld waar daar 'n klomp dinge ingebreek is. Dit is 'n wêreld wat ek die werk van die vyand kan sien. Ek kan sien daar's misdaad, daar's allerlei goed wat gebeur. Maar God sê in hierdie wêreld, set jouself op dat jy geografies teenwoordig word. Dit is my een van die mooiste dinge as ek dink aan Hallo Kerk, dat julle geografies teenwoordig is. Julle het 'n gebou. Julle is hier. Julle is gevestig. Julle is teenwoordig. Ek bid dat jy daai gedagte in jou eie hart sal verstaan. Want die tweede ding wat hy sê is, hy sê plant tuine en eet die vrugte daarvan. Nou die hele gedagte daarvan is om, en ek gaan die Engelse woord gebruik, is om te sê dat jy jouself nie net geografies vestig nie, maar dat jy 'n resource community word.
Dat jy jouself so vestig dat jy kan produseer en dat jy 'n bydrae kan lewer in die omgewing waar jy is. Dat dit nie net gaan om te sê okay, wel ek is maar hier, so kom gee maar vir my nie. Jy's besig om vrugte en groente, jy's besig om te plant, jy's besig om te bou, jy's besig om seker te maak dat jou lewe iets produseer, nie net vir jou nie, maar vir almal om jou. En ons weet, as ons kyk na die Israeliete, hulle was verskriklik goed met boerdery en plant en bou. So hulle het die ongelooflike voorreg gehad om van hulle best practices oor te dra aan Babylon. Maar onthou die prentjie, as ons Babylon sien as net 'n werk van die vyand, dan besef ons nie, God het eintlik die Israeliete daar gehad om iets te kom los, om iets te kom vestig, om te wys dat God teenwoordig kan wees in Israel en in Babylon. En hy sê, terwyl jy daar is, maak seker dat jy iets produseer, maak seker dat jy 'n bydrae lewer, maak seker dat jy nie net vat van die wêreld nie, maak seker dat jy gee vir hierdie wêreld. Hy kom met die volgende ene, en hierdie ene is wat ek nou nie baie gemaklik oor is nie. Hy sê, neem vroue en verwek seuns en dogters, en neem vroue vir julle seuns en gee julle dogters aan mans, dat hulle seuns en dogters baar. Hoeveel generasies sien jy hierso? Dis 3. Die uitdaging van daai, God sê, julle gaan ten minste vir 3 generasies hier wees. As ons die sommetjies maak, was dit meer as 70 jaar daar gewees. En nie net die feit van, oor die ouens, bou huise, maak seker julle produseer, oor 3 jaar het julle hier uit nie. Julle gaan vir 3 generasies hierso sit. So jy moet jouself geografies vestig, maar dan moet jy ook jouself met jou generasie, you must become generationally present. Julle is my een van die grootste uitdagings in die kerk wat ek sien, en ek dank die Here vir 'n kerk soos hulle. Want daar's soveel kerke wat ek by kom, wat geografies teenwoordig is, maar geen generasie teenwoordigheid het nie. Omdat hulle dink die Here word net in 'n ou tydse manier gedien. Nee. Omdat die God net op 'n sekere styl verheerlik kan word. Ek dank die Here vir kerke soos hierdie, waar ek jonk en oud en alles by mekaar sien. En die gedeelte hiervan is God sê, terwyl jy in Babylon, terwyl jy in 'n situasie sit wat jy eintlik wil uitkom, maak seker dat jy jouself so opset, dat jy nie vrees saai in die generasies wat kom nie. En dis belangrik. Dis iets wat ek gereeld hoor. Nie net in Suid-Afrika nie. Ek hoor dit in Australië. Ek hoor dit in verskillende lande. Waar as mense praat oor die toekoms, is dit asof God nie in die volgende generasie teenwoordig sal wees nie. Oeg, die wêreld val uit mekaar uit. Oeg, die wêreld dit en oeg, die wêreld dat. En ons moet dink oor wat los ons in ons kinders se harte as ons praat oor die wêreld wat God liefhet. Sien, ons glo God is almagtig bo alles, behalwe die wêreld wat ons vandag in leef. En ek glo ek het 'n woord vanoggend dat die Here sê dat jy moet oppas oor hoe jy jou volgende generasies opset in terme van hulle hoop en hulle verwagting vir dit wat kom. Dat God is groter as die werk van die vyand. En die werk van God kan in Babylon gesien word. Gee jou kinders. Ek bly in Australië. Daar van daai Aussie seuns wat 'n haarsny nodig het. En meer. Kom nou dag 'n laaitie in wat my dogter het gedink sy hou van hom, maar hy kom en hy groet my nie eers nie. Ek kyk hom so, groet ek hom ookie. Nee. En toe hy uitgaan, toe sê ek vir haar, hoor jy, as hy weer my huis in kom. Nee, staan hy buite tot ek hom innooi. Nee. Want jy loop nie net so my huis in. Net so, yes, en dan gat hy nie. Ek kyk na die wêreld wat ek in leef en ek sê altyd gemaklik aan meen. Dit voel vir my ek het 'n stom byl nodig op sy bolop. Nee. Ek wil seker maak hy verstaan. Nee. Gelukkig daai kite het gevlieg. Prys die Here. Baie dankbaar. Maar ek moet kyk daarna en ek moet besef dat ek in daai wêreld moet seker maak dat my kinders mans kry. Hulle gaan met daai manne trou en hulle gaan kinders kry en hulle kinders gaan kinders kry waar? In die wêreld waar God my gesit het. En dit is so vir jou. En ek hoop jy hoor dit vanoggend. Dat God nie een of ander insecurity het oor die krisis van die wêreld nie.
En Trump is nie ons redder nie. Kan ek dit weer sê? Trump is nie ons redder nie. Christus is. En weet julle hoe hy die wêreld nog altyd verander? Deur mense soos ek en jy wat verantwoordelikheid vat om te sê, Here, in my sfeer van invloed wil ek 'n verskil kom maak. Moenie wag vir iets wat van buitekant af kom in parachute nie. God kies jou, God roep jou om te sê dat ek ek vestig myself, ek begin produseer, ek begin 'n bydrae lewer, ek maak reg dat ek 'n lang ruk hier gaan wees, want dit is God se plan vir my lewe. Hy sê dan, en in daai omgewing moet jy vermenigvuldig en nie minder raak nie. As jy 'n besigheidsman in hierdie plek is, steek op jou hand. Ek het 'n woord vir jou vandag. Dat jou besigheid is jou roeping. Jou besigheid is nie net jou inkomste nie, jou besigheid is jou roeping. En God het 'n plan dat jy deur jou besigheid sal vermenigvuldig in Babylon. Dat al die uitdagings van ons kan nie besigheid doen nie en ons kan nie dit en dat. God sê vandag vir ons besigheidsmanne hierso, hy het 'n roeping en 'n salwing op jou lewe om jou te vermenigvuldig waar jy is. Die mense wat nie in besigheid is nie, in jou werksplek, by jou universiteit, by jou skool, waar ook al jy is. Party mense maak geld, party mense word teenwoordig deur invloed. En ek hoop jy hoor vanoggend dat die Here sê jy moet vermenigvuldig, jou invloed moet vermenigvuldig in die omgewing waar jy is. As jou kinders in skool is jy op die ouderlingsraad of die ouerraad, wat ook al dit is. As jy by 'n werksplek is jy besig om 'n positiewe bydrae te lewer. Hoe lyk die gesprekke om jou by die koffietafel? By jou werkplek? Is jy die tipe persoon wat lekker saam praat oor die negativiteit en die Here gaan ons net red en al die negatiewe goed wat gebeur? Of is jy besig om 'n positiewe bydrae te lewer waar daai besigheid, daai organisasie, die skool, die universiteit se invloed vergroot? Want dis God se verwagting van jou lewe. Vermenigvuldig jou invloed waar jy is. Dis God se plan. Nou ek besef vanoggend, ons hou daarvan om kerk toe te kom net te hoor wat die Here vir ons doen. Here, red my, vul my, doen dit vir my. Maar besef julle dat God se grootste begeerte vir jou lewe is, dat ek doen dit alles vir jou, sodat jy vir my teenwoordig sal wees in die wêreld waar jy is. Hoor hoe eindig hy? Hy sê, en soek die vrede van die stad waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het. En bid daarvoor tot die Here. Want in die vrede daarvan sal julle vrede hê. Ek wil dit weer lees. Soek die vrede. Wat sê dit? Dat as jy jouself kan kondisioneer dat God lief is vir hierdie wêreld. As jy jouself geografies teenwoordig maak, begin om 'n bydrae te lewer, by 'n plek omdat jy besef jy gaan nie vinnige exit clause hê nie. En dat jy by 'n punt gaan kom wat jy vermenigvuldig, sê die Here dat jy by 'n plek sal kom dat jy die vrede sal soek, dat jy na die gebrokenheid van hierdie stad toe sal loop en jy sal oplossings bring vir die stad. Ek wil jy moet hoor wat ek sê. Dat soos wat jy groei in God se verwagting van jou lewe en die feit dat God jou in hierdie oomblik gesit het, gaan jou lewe geken word dat jy probleme in die samelewing sal uitsorteer. Dat jy na die krisisse in die stad gaan kyk en daar gaan netwerk wees en daar gaan koneksie wees. Ek hoor hierdie week van 'n ou wat toe ek in Doxeday was klomp jare, 20 jaar terug, in 2003 het hy begin met die vraag van hoe word Hatfield een van die veiligste woonbuurte in Suid-Afrika. En weet julle wat vir my een van die mooiste stories is? Hierdie week sit ek en ek kyk na die video van Kas. En raai wat? Hatfield is die veiligste woonbuurt in Pretoria. Weet julle hoekom? Hy het gesê my kinders kan nie op 'n plek gaan studeer waar hulle lewens gaan vernietig nie. Hulle gaan van 1600 wat hulle noem priority arrests in 2010 na 57 in 2024. Hoekom? Maar as iemand wat gestaan het en gesê, Here, het al hierdie goed vir my gedoen. Ek gaan in hierdie omgewing die probleme probeer uitsorteer wat almal van hom weghardloop. Sy grootste droom was dat kinders 'n goeie tyd in Hatfield kan hê en veilig by hulle koshuise kan uitkom. En raai wat? Dit gebeur op hierdie oomblik. Kan dit wees dat God jou roep om te sê
vat jou deur al die goeders sodat jy die vrede in hierdie stad sal begin soek. Wat is daar wat stikkend is in jou omgewing? Wat is daar in jou omgewing wat die Here na kyk en sê, doen iets daaromtrent, asseblief. Ek roep jou. Want soos wat jy vrede bring na hierdie stad toe, so sal jy die vrede daarvan beleef. Dit is eintlik soos wat ek werk vir dit wat stikkend is. So bring u genesing na my toe. En is op grond van al die goeders wat die Here sê, jy gaan lankie wees en wees geografies en in terme van jou generasie teenwoordig, lewer 'n bydrae, vermenigvuldig, soekie vrede, dan kom hy met dit. En hy sê, want ek weet die gedagtes wat ek vir julle het. Dis die gedagtes terwyl julle in Babylon is. Hy sê, dis gedagtes van vrede. Die onheil sal jou nie tref nie. Dis gedagtes dat dit met julle sal goed gaan. En is 'n gedagte waar daar hoop sal wees in hierdie wêreld. Dit is God se begeerte vir jou. Ek gaan vra die hele band gaan opkom, net voor ek gaan afsluit. Paulus gryp hierdie gedagte. Romeine 8 is seker een van die mees amazingste hoofstukke in die Bybel. Hy begin deur te sê, daar's vir jou geen meer veroordeling vir die wat in Christus is nie. En dan begin hy daai gesprek uit te bou. En op 'n stadium in Romeine 8 vers 19, nadat hy gepraat het oor alles wat vir jou gebeur het, kom hy en hy maak hierdie stelling. Hy sê, ek weet verseker dat ons huidige lyding hoegenaamd nie vergelyk kan word met die heerlikheid waarmee God ons gaan verras nie. Ons het altyd gedink daai heerlikheid kom as ons hemel toe gaan. Maar hy sê in Johannes 17 sê, dieselfde heerlikheid wat U vir my gegee het, gee ek vir hulle. Kyk wat sê hy. Hy sê die skepping. Wie is die skepping? Dis die wêreld. Die wêreld, die skepping smag na daardie dag wanneer God sy kinders openlik bekend sal stel. Besef jy daar's omgewings in hierdie wêreld wat smag na jou en my. Wat sal sê, Here, ek gaan nie meer 'n blinde oog gooi vir dit wat in my wêreld gebeur nie. Die skepping smag vir dit. Jou laerskool, jou voorskool, jou hoërskool, die werksplek, die besigheid waar jy is, waar ook al, hulle almal smag dat jy by 'n plek sal kom om te sê, Here, wat wil U doen? Wat wil U deur my doen? Een van die goed wat gebeur het, en ek gaan vanoggend ietsie doen wat dalk so 'n bietjie vreemd is, so verskoon my, maar ek vlieg hierdie week terug Australië toe, so ek kan weghardloop. Maar ons het laasweek gehoor hoe God vir Sagaria gebruik het om mense se harte en lewens profeties voor te berei vir dit wat hy wil doen. Maar Lisa, ek gaan so 'n bietjie op jou knoppie druk vanoggend. Ek wil jy moet begin dink net aan 'n melodie, want ek glo die Here wil vanoggend iets vir ons sê. So, maak jou hart oop. Here, ek bid dat U hierdie oomblik net in die hande sal hou. Maar ek glo dat die Here vanoggend deur ons musiekspan wil kommunikeer. Vir 'n oomblik maak jou oë toe. Sê, Here, praat met my. Dalk net vir 'n oomblik, Here, as ek myself eenkant gehou het van die roeping, vergewe my. En help my om die stem te hoor, sodat ek ja sal sê vir dit wat U wil doen. Ek gaan vra dat die klavier gaan begin en dalk is die drummer so 'n bietjie kan begin volg. Maar Lies, ek glo die Here gaan vir jou woorde gee wat gaan praat oor die toekoms, nie van ons kerk nie, maar van ons stad. Kom ons gebruik net hierdie oomblik. Dankie, Here. Kom praat met ons vanoggend. Kom ons rig ons harte, ons verbeelding, nie op dit wat was nie, maar op dit wat kom. In Jesus naam. Okay.
Kom ons staan saam. Dankie Here. Sing weer. Dankie Here. In elke hart en in elke huis. Dankie Jesus. Sê vir julle dat ons default soveel keer na God is in beheer. Ons verstaan nie eintlik dat hy beheer oorgegee het vir ons. Daar's 'n groot verskil tussen God wat in beheer is en God wat regeer. En hierdie woorde dat hy sal regeer oor elke hart en elke huis, beteken dat die werke van die vyand sal kom losmaak in harte en in huise. En dat hy jou roep daarvoor. Ek wil vra, ek is in my hart oortuig dat hier 'n klomp jong mense, seuns en dogters is in hierdie gebou vanoggend, wat iets van die roeping van die Here op hulle lewens beleef. En jy stoei al so lank al mee wat jy weet is, Here, ek voel dat U my roep om iets te kom doen vir die koninkryk. En ek glo met my hele hart die Here wil daai oomblik kom bevestig. So as jy 'n jong persoon is wat glo dat die Here jou roep om in sy koninkryk 'n verskil te maak, wil nie vinnig jou hand opsteek. Jy stoei al lank met daai roeping. Jy stoei al lank, dit is asof hy kook hier binne in jou. Steek jou hand op. Dis 'n klomp hande vanoggend. Here, ek kom vanoggend in die naam van Jesus. En ek bid dat hierdie volgende generasie 'n generasie is wat sal glo en hoop dat U in Babylon 'n wonderwerk sal kan doen, Here. Ek wil bid en vra, Here, dat hierdie gewaarwording van roeping meer as net 'n gevoel sal wees. Here, maar dat dit 'n oortuiging sal wees wat letterlik in die binnekant van hulle gees en hulle harte sal brand, Here. Ek wil bid en vra, Here, dat U vanoggend deur U Gees hulle sal salf. Dat U hulle sal beskerm. Here, dat U hulle sal weerhou van die werke van die vyand. En Here, dat U elke tree van hulle lewens vorentoe sal rig om ja te sê vir die roeping. En is nie net die roeping in die kerk nie, Here, dis roepings as dokters, as prokureurs, as onderwysers, as besigheidspersone, as maas, as paas, Here, om ja te sê vir die roeping wat U oor hulle lewe het in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Ek wil bid, Here, dat U in hulle harte en in hulle huise sal regeer. En Here, ek bid vir hulle kerk, dat hierdie kerk nie net geken sal word as 'n kerk wat mense na toe kom nie, maar Here, dat hierdie 'n kerk sal wees wat 'n verskil maak in die wêreld waarin hulle leef. In Jesus naam. Amen. Ek wil jou graag 'n geleentheid gee vanoggend. Miskien is jy hier en jy het nog nooit die geleentheid gehad om te sê ek kies Jesus nie. Miskien is jy hier vanoggend en jy het nog nooit daai besluit geneem nie. En ek wil vra met elke oog toe, elke hoof gebuig. As jy hier is en jy het nog nooit Jesus gekies nie, en jy wil vanoggend daai keuse maak, wil ek jou vra elke oog toe om net vinnig jou hand op te steek. Ek sien daai hande.
En ek wil vra dat ons as 'n kerk sal saam bid vanoggend. En as dit sal verklaar, wil jy met saam met my hart op bid sê, Jesus, ek glo is die seun van God, wat gesterf het, om vir die straf van my sondes te betaal. Ek maak vandag die deur van my hart oop, en ek vra jou om my verlosser en Here te wees. Ek vra dat jy my sondes sal vergewe, en die my sal help om ten volle vir U te lewe. Ek bid dit in geloof en ek bid dit in die naam van Jesus. En net 'n oomblik vat en kom verklaar, as 'n skrif wat my hart opkom het sê, know the importance of the season you are in and a wise son you will be. But what a shame when an incompetent son sleeps throughout his day of opportunity. En as jy volgende jou hart opgesteek het vir roeping, as jy jou hart opgesteek het volgende te sê ek kies Jesus, wil ek dit oor jou spreek, dat hierdie 'n seisoen sal wees van insig en wysheid, en dat jy sal weet dat daar geleenthede is vir my en jou om te kan sê, maar ek en my huis, ons sal die Here dien, ons sal kies om 'n lig te wees in 'n nasie en 'n land in ons werksplek, sodat God verheerlik kan word. Ek wil nie nou die oomblik breek nie, so ek wil jou net verwys na ons ek kies Jesus skakel. As jy jou hand opgesteek het vanoggend en jy het vir die eerste keer gesê ek kies Jesus, wil ek asseblief vir jy met daai skakel invul vir 2 redes. 1, ons wil vir jou bid op jou naam, en 2, ons wil jou help met die volgende stap. Voor ons 'n laaste lied sing, wil ek met jou gedagte deel. Ons gaan 'n offergawe opneem, en dit is tweeledig vanoggend. Ek wil met jou vinnig 'n beginsel deel oor wat die woord sê, en dan gaan ons ook 'n liefdesoffer opneem vir Clinton vanoggend. En vir jou verduidelik wat die woord oor dit sê. Hebreërs 7 vers 7 tot 8 sê die volgende. Dit sê, en hier neem wel sterftelike mense tiendes, maar daar een van wie getuig word dat hy lewe. Even though it is received by mortal men, it's given unto him who remains forever. Nou vir die konteks gee, Melchisedek was die koning van Salem, priester van God, die allerhoogste wat Abraham tegemoet gegaan het, na hy teruggekeer het van die oorlog af, konings verslaan het, en die woord sê, hy het 'n 10de aan hom gegee. Hy was die hoëpriester. Maar sien in die Nuwe Testament het ek en jy vandag 'n nuwe hoëpriester. En daai hoëpriester is Jesus. En ek wil vir verduidelik wat gebeur vanoggend wanneer ek en jy gee. Wanneer ons 'n 10de gee, verklaar ons in die geesteswêreld dat ek en jy glo dat Jesus ons hoëpriester is, dat hy opgestaan het uit die dood het, en dat hy sit aan die regterhand van die Vader. Dis wat die woord sê. En dan sê dit, die saad binne in ons is Jesus Christus. En ek wil jou aanmoedig vanoggend om nie te bid, te sê, Here, seën my besigheid nie. Here, seën my, ek wil bid en vir jou vra, sê Here, ek bid dat U die saad wat Christus Jesus in my is, sal vermenigvuldig, sodat U koninkryk kan kom. Ek wil net bid oor die saad wat ons vanoggend gaan saai, dit wat ons gaan gee, en dan gaan ons 'n laaste lied sing. Here, ons kom eer U vir die voorreg wat ons het om vanoggend as deel van ons aanbidding te kan gee. Ek dank U, Vader, dat wanneer ons gee, ons verklaar dat ons weet dat Jesus Christus die hoëpriester is, dat hy opgestaan het uit die dood het, en hy sit aan die regterhand van die Vader. Vader, ek dank U vir elke saad wat vanoggend gesaai word. Ek dank U dat die hand van guns en genade oor ons sal rus, en ek dank U, Vader, dat ek weet dat die grond gereed is om die saad te ontvang. Ek dank U, Vader, dat ek 'n 100voudige oes kan spreek in Jesus naam. Lord, we speak to every dormant seed, every dormant well, and we command it to yield its fruits, a harvest of righteousness in this season, in Jesus' mighty name. Ontvang het vanoggend. Ons dank U dat U ons hoëpriester is, dat U die koning van alle konings is, die naam bo elke naam, die gesag bo elke gesag. Ons bid dit in die naam van Jesus. En almal sê, Amen.